Sy goeiemiddag geliefdes, in besonder Tersius vir jou Chantel, vir Roan oor kan die water, Irma vir jou en julle as familie en vriende wat hier is. Dit is nooit maklik om 'n geliefde aan die dood af te staan nie. Veral as mense 'n goeie huwelik het en baie jare saam sakke sout opgeëet het en klomp dinge beleef het. So ek sien by jou 'n diep hartseer Tersius, 'n baie seënsterkte vir jou, vir julle ook wat hier is, wat nou met haar saam geleef het, deur die jare. So mag die Here vir julle vertroos en versterk. Psalm 23 is juis 'n psalm wat ons help daarmee, en ons vertrou dat die Here uit daardie paar versies vir julle sommer net sal styf vashou en sal seën. Vir almal wat saam met ons die diens kyk van elders in die wêreld, so baie seën en sterkte ook vir julle, en mag julle ook getroos word. Ek wil daarmee net so in die begin ietsie sê oor 65. Een van ons werknemers by die kerk het nou 65 geword en ergens moet sy aftree, en ons het gewoonlik ook die jaar 65, dink ons dit is die algemene aftree ouderdom. 'n Goeie vriend van my wat ook nou al by die Here is, Martin van der Merwe, besondere persoon gewees, baie boeke geskryf, klas gegee ensovoorts, en hy het 'n boek geskrywe, The Numbers Dictionary. Hy het diep navorsing gaan doen oor getalle in die Bybel. En by 65 word daar pertinent gesê, dis 'n syfer wat gewoonlik wys in die Bybel na 'n tyd van oorgang. Is 'n tyd van klaarmaak met iets en aanbeweeg na iets anders. Daar's waarskuwings natuurlik ook daarmee saam, maar in die groot mate is dit ook 'n tyd van oorgang na groter seën wat die Here wil gee. En nou kyk ons, Frida is 65 jaar oud en het 'n groot oorgang in haar lewe plaasgevind. Vir haar natuurlik die wins, sy het hemels heerlikheid betree, en ons gaan nou in Psalm 23 dit sien. Vir julle wat agterbly uit die aard van die saak, is dit 'n groot verlies. Maar mag die Here vir julle net hier kom ontmoet en kom krag gee en sterk laat staan. Dankie vir almal wat gereis het van ver af, sal seker net nou by die bedankings hoor, wat hier is, julle wat self oor die berg gery het vanoggend in hierdie moeilike weer. So ek is bly julle is veilig hier. So kom ons raak 'n oomblik stil en dan bid ons saam, en dan gaan ons doen dit wat julle aangevra het, waarmee ons moet besig wees vandag. Here God, ons vind ons toevlug na U in hierdie middag. Saam met Moses, die skrywer van Psalm 90, sê ons, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Here, wat 'n wonderlike versekering lê opgesluit in hierdie belydenis. U het geen gelyke nie. U is altyd daar. U het alles geskape, kosbaar, spesiaal, ook die mens, as die kroon van die skepping. En 'n teksvers wat na aan Tersius se hart lê, bevestig dit juis wie U is. Uit Hebreërs 13 vers 5, God self het gesê, met ander woorde, U het aan die woord gekom en gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Baie dankie dat ons met daardie sekerheid kan lewe, en glo ons ook met ons hele hart, Here, dat U vir Frida naby was, dat U vir haar styf vasgehou het in die holte van die hand, en haar deurgedra het vanuit die aardse lewe, met al sy uitdagings, en al sy krisisse, tot in hemelse heerlikheid. Dit bring troos, Here, maar aan die ander kant, die leemte is nog steeds hier, en daarom is my gebed, dat U sal kom en daardie harte wat U die groot gemis het, en diep hartseer is, dat U dit in die loop van tyd sal kom heel maak. Dankie Gees van God, wat by ons is. Jesus het self gesê, ek gaan weg en dan stuur ek die trooster om by julle te wees, die Parakletos, die een wat trane afdroog, die een wat harte kom heel maak, die een wat juis hierdie belofte van God kom bevestig. Ek sal jou nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. Mag hierdie familie en vriendekring juis met hierdie belofte
ook vandag huis toe gaan. Here, kom en kom seën ons dan hier saam, wanneer ons gaan luister na liedere, wanneer ons saam gaan bid, wanneer ons die woord gaan saam lees en daaroor gaan nadink. Word verheerlik in ons saam wees en kom besoek elkeen op elkeen se sitplek, daar waar hulle is, en hou hulle vas. Gee hulle 'n drukkie en verseker hulle, ek is by jou. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Geliefdes, die eerste lied wat die familie aangevra het as 'n luisterlied, is die baie bekende Halleluja, wat ons seker ken uit die fliek Shrek, deur Leonard Cohen, geskryf, gekomponeer, en hulle het gevra vir die weergawe van Touch of Class, en ons kan net so sit en dan luister ons na hierdie lied, Halleluja. Well, I've heard there was a sacred chord David played and pleased the Lord. You don't really care for music, do you? And it goes like this: for the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith is strong, but you need proof. It's all bathing on the roof, the beauty and the moonlight over through you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut you away. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Ons gaan nou so na 'n kort bedanking boodskap van Tertius luister. So en daarna sal ek 'n klompie huldeblyke vir ons voorhou. So hier kom die stemboodskap met die bedankings van Tertius. Dankie Dominee Roux. Heel eers wil ek ons Hemelse Vader bedank en alle eer gee vir die tydperk op aarde wat hy vir vrede,
aan Ron en my familie vir ons geleen het. Dominee Roux word bedank vir die diensbehartig as jou gemeente vir die beskikbaring vir die kerk. Die klankingenieur Tinus Fourie en Anthony vir hul diens en tyd wat hulle opoffer. Alle vriende en familie vir hulle bemoedigende woordskappe en bystand gedurende hierdie moeilike tyd en ook julle teenwoordigheid tans by die diens. Ook aan die wat van ver af gekom het om die diens by te woon, wat tans die diens videostroom plaaslik en oorsee, aan almal wat bygedra het vir die verversings en stuur van blomme, baie dankie. Aan my skoondogter Chantel vir ontwerp en druk van die kaartjies, haar bystand en alle reëlings gedurende hierdie moeilike tydperk. Baie dankie. Baie dankie Tersius daarvoor. Ek het 'n klompie geskrewe, huldeblyke gekry, as ook een van Roan wat vir my aangestuur is, wat ek net nou sal lees, en ek praat hy namens julle twee. Goed. Van Irma, Johan en kinders, die volgende: Frida, ek kan nie glo, ons neem vandag afskeid van jou nie. Ons mis jou ongelooflik baie, veral ons daaglikse oproepe. Saam met ons gelag en gehuil. Jy het altyd gesê dit gaan goed, nooit gekla nie. Maar ons het geweet, jy kan nie altyd jou hart uitpraat. Ons het besef hoe siek jy is. Jy het altyd jou gesin en familie eerste gestel, as ook jou alles gegee, tot die einde. Rus in vrede, Irma, Johan en die kinders. Dan 'n kort boodskap van broer Willie. Broer Willie, waar is broer Willie? Hiervoor, ekskuus tog. Ek het nou net vir jou net nou sterkte toegewens nie. Dis 'n man van min woorde, lyk dit my. Gaan jou baie mis, rus in vrede. Maar ek dink dit is sê 'n boek se verhaal wat agter dit lê. Baie dankie Willie. En dan van Christa en Piet. Hierso. Frida, rus in vrede. Jy is verlos van die ellendes op aarde. Jy verdien die ewige rus. Jy sal altyd in ons harte en gedagtes wees, tot ons weer ontmoet met liefde Christa en Piet. En dan Roan stuur daar uit Amerika. Ek weet nie waar het jy gesê is hy in Amerika? Bismarck. OK. Goed, ek weet nie waar dit in Amerika is nie, maar Roan, baie dankie vir hierdie heldeblyk. Ek gaan dit vir ons voorhou. Vandag neem ons afskeid van 'n merkwaardige vrou, iemand wat 'n ewige indruk gemaak het op die mense wat haar geken het en vir wie sy lief was. 'n Vrou wat 'n huis en 'n tuiste kon ontskep, wie met die minste tot haar beskikking iets kon optower in iets wonderbaarliks. Iemand wat die beste vir haar gesin sou gee ten koste van haarself, wat hulle altyd eerste gestel het en hulle voluit ondersteun het in alles wat hulle aanpak. Iemand wat 'n toonbeeld van netheid was op haarself en op haar huis, wat sou opstaan teen onregverdigheid en nie sou terugstaan vir enige persoon nie. Ek sal nie aan iemand die gevoel kan beskryf om 'n boodskap van jou moeder se afsterwe te ontvang in die vroeë oggendure, duisende kilometers weg van die huis af nie. Die gevoel van magteloosheid en onwerklikheid neem oor, want in jou kop gaan jy haar nog sien wanneer jy tuis kom. Jy kan egter nie daar wees vir die persoon wat jou altyd gerus gestel het, dat alles ten goeie sal uitwerk en dat tyd sal leer nie. Die afgelope 4 jaar was verseker die mees uitdagendste vir ons as gesin, waar ons met die minste moes oor die weg kom. Dit was egter ook die beste jare, waar ons die gelukkigste tye en oomblikke ervaar het en mekaar moes help en bystaan terwyl ons staat gemaak het op ons geloof. Vandag wil ek my dank en eer betoon aan my ma, wat vir my altyd die beste gegee het en my toegerus het om die lewe te kan aanpak. Dankie dat ek die beste opvoeding kon ontvang, dat ma my kon leer om aan te hou en nooit op te gee nie. Dankie dat ek kon leer wat dit vat om hard te werk, om jou drome na te streef. Ma se liefde sal in hierdie eienskappe bly voortleef en ek sal ma altyd in my hart en gedagtes dra. Ek is trots om so 'n moeder te kon hê. Tot ons mekaar weer ontmoet, jou seun Roan.
En dan het hy ook 1 Korintiërs 13 vers 12 het hy bygesit, al sou ek enige taal op aarde, ek sien tog nie vers 3 dink ek, al sou ek enige taal op aarde en selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. En ek dink daardeur wil hy sê, dit was nie sy moeder gewees, wat net geraas gemaak het nie, maar sy die liefde geleef, dit waarvan Paulus dan van vers 4 tot en met vers 7 in besonder skrywe. So dit bring ons dan by die skriflesing en die boodskap. Dankie vir elkeen se bydrae, en ek glo dat dit wat julle wou sê en kon sê, het julle vir mekaar gesê in die afgelope tyd. Geliefdes, kom ons bid nou eers weer saam, en dan gaan ons Psalm 23 as ons kernskrifgedeelte saam lees. Here, ons kom in hierdie oomblikke na U toe, nog altyd stil, verstom, versla oor die verlies van 'n geliefde, vrou, 'n ma, 'n skoonma, 'n suster, familielid en 'n vriendin. Maar ons weet, Here, selfs die mooi woorde wat nou gesê is, beskryf dat daar 'n besondere band was tussen elkeen wat hand op papier gesit het. En ons glo, Here, dat hierdie mooi gedagtes en herinneringe sal bly. Want moet ons aflei en moet ons weet dat Frida het 'n legacy agtergelaat. En mag dit voortleef in die geliefdes wat agterbly, in hulle lewens en hulle gedagtes. Ja, Here, U skets vir ons 'n vrou wat haar lewe geleef het ten koste van haarself ter wille van ander. Mag hulle met daardie gedagtes bly leef. En Here, as ons nou na U woord toe gaan, sal ons by Paulus hoor en dan ook by Dawid. Here, hoe kosbaar en spesiaal U is vir ons wanneer ons lewenspaaie donker draaie maak. Kom seën ons wanneer ons die woord gaan lees en dit gaan oordink. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Hebreërs 13 vers 5, ons eerste skrifgedeelte. Net daar kom. Daar sê 'n kosbare teksgedeelte. Ons weer eens hoor ons God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En dan lees ons Psalm 23 saam, seker die mees bekende psalm van al die psalms. En die rede daarvoor dis maar waarmee ek ook groot geword en ek glo elkeen van julle, is dat dit raak ons lewe. Daar waar, soos iemand gesê, die tekkie die teer tref. Dit praat met ons lewe en daarom resoneer dit ook in ons harte. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek wil graag ook, soos dit daar op die skerm is, vers 4 in die ou vertaling lees, want dit gee die dieper, ryker betekenis van wat Dawid eintlik wou oorsing en verander laat mee leef. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Ek gaan nou ietsie meer daaroor ook sê. Julle het as familie Psalm 23 gekies as die kernteksvers saam met Hebreërs 13 vers 5.
Dis by verre die mees bekende Psalm, dis kort, kragtig, 6 teksversies, min woorde, dalk wil jy soos jy, min woorde wat Dawid gesê het, maar so ryk in inhoud, dat elkeen van ons daarmee kan vereenselwig en daaruit kan lewe. Dis 'n belydenis wat hy gegee het vanuit sy konteks waarin hy geleef het as jong skaapwagter in die veld met baie dinge wat rondom hom kon gebeur het. Maar hy bely wat vir hom van waarde is in sy lewe. En hier hoor ons dat Dawid 'n paar besondere dinge sê. Eerstens wie God is vir hom en vir ons. Wat hy vir ons doen en wat hy vir Dawid gedoen het. Hoe hy vir ons sorg in maklike tye. Dawid kon daarvan getuig. Hoe hy by ons is in die moeilikste van omstandighede, soos Dawid dit ook beleef het. En wat die Here vir sy kinders beloof, wat tyd en ewigheid oorspan. Geliefdes, die grootste waarde van hierdie kosbare Psalm, waarmee ons groot geword het, is juis die vertroosting wat dit vir ons bring, as dit met ons moeilik gaan, as ons soos nou 'n verlies het aan iemand wat vir ons baie beteken het, 'n liewe vrou, 'n ma, 'n skoonma, 'n vriendin wat nie meer op aarde is nie, 'n suster, skoonsister. En die sleutel tot Psalm 23 en die kern eintlik van die hele Bybel as ons dit gaan lees van Genesis tot Openbaring is juis die volgende. As Dawid dit sê en hierdie Psalm kan opgesom word daar reg in die begin, die Here, die einde van vers 4 is by my, in vers 6 se einde tot in lengte van dae. En so kan ons dwars deur die Bybel gaan kyk hoe hierdie kerngedagte wat Dawid vasgevang het in hierdie kort lewenspsalm in kom ons sê geloofshelde van die Bybel na vore kom. Ek gaan net enkeles noem. Joshua, hy was 80 gewees, was 'n jong man gewees, hy was nie 80 gewees, hy was net so 'n bietjie jonger gewees. Toe hulle uitgelei is uit Egipte, was hy 'n jong man gewees. En toe Moses op die rand van die beloofde land sterwe, moes Joshua oorvat, in die voetspore van hierdie groot leier stap. En wat die Here vir hom dan sê daar in Joshua 1 vers 9, moenie bang wees, moenie bekommerd wees nie, want ek, die Here, is by jou oral waar jy gaan. En hy het hierdie groot leier geraak, maar hy kon dit gaan doen met die versekering, die Here is by my. Blaai ons na die Nuwe Testament, Paulus, hy het daar waar hy beweeg het hy gewoonlik groot teenstand gekry, in Korinthe veral. Daai mense was moeilik geweest. Hulle het nie maklik met mekaar saamgeleef nie. En hy moes konflik en 'n klomp issues wat hulle gehad het, moes hy hanteer het. En die Here kom ook vir hom sê, moenie bang wees, want ek is by jou. Julle onthou wat Jesus se naam beteken, gewoonlik hier by Kersfees, wat ons dit hoor, hy is Immanuel, God by ons. 'n wonderlike versekering. En toe Jesus klaar maak met sy aardse lewe en sy aardse bediening en hy net voor hy opvaar na die hemel, toe het hy gesê, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek is steeds Immanuel, al gaan ek nie fisies daar wees nie. En so weet ons dat hy ook sy Heilige Gees gegee het om nou in ons en by ons te wees. Die uitstorting van die Gees het gekom 50 dae na Jesus opgevaar het na die hemel toe. En ons leef in daardie era, nooit alleen nie. Die Here is altyd by ons. As ons 'n nuwe episode kon skryf oor die lewe van Frida, haar afsterwe en julle hantering van die verlies van 'n geliefde, dan sou God aan die einde ook vir julle persoonlik gesê het, ek is nou by julle. Ek is nou by julle. Ek weet wat julle deurmaak, want God het self ook die verlies van sy eie seun belewe. Hy verstaan ons harte. Hy weet van afskeid neem. Jesus self, toe hy daar by Lazarus se graf gestaan het hy geween, hy het gehuil oor 'n vriend van hom wat oorlede is. Ken van daardie breuk wat kom. En dit bring ons nou by 'n punt waar ons met die wete dat die Here by ons is tot in lengte van dae, net so 'n paar oomblikke kan gaan nadink oor van hierdie dinge wat Dawid pertinent onderstreep en uitlig. Hy sê daar in vers 1 die volgende. Sien tog, hy bly maar daarso.
Niks sal my ontbreek nie, ek kom niks kort nie. Niks sal my ontbreek nie, ek kom niks kort nie. In die eerste plek kan ons sê, dit is 'n baie positiewe uitspraak wat Dawid maak. Die Here word deur Dawid as die goeie herder beskrywe, en hy wat self 'n herder was, het geweet waar die water en waar die gras is, en in die woestyn waar hulle geleef het. En hy het hulle gebring tot daar. En nou sê hy, soos ek 'n goeie herder vir die skape was wat ek van my pa moes oppas, so weet ek is die Here my herder en hy sorg vir my. 'n Baie positiewe uitkyk daarop. Bring hulle daar waar hulle kan veilig wees, waar hulle kan kos kry, water kom by, dat hulle kan drink en hulle kragte kan herwin, sonder vrees van wilde diere, want die herder was daar gewees, Dawid met sy slingervel, om die skape te beskerm teen die beer en die leeu, soos in een van die ander psalms ook sê. So die herder verwyder alle teenstanders, sodat die kudde in die rustigheid kan geniet waarheen hy hulle gelei het. So sorg die Here ook vir sy kinders. Hy is die een wat voorsien in al ons behoeftes. Hy beskerm en versorg sy kinders in alle bedreigende omstandighede. In vers 4 het ons dit gehoor, u stok en u staf, die vertroos my. So wat sê hy daarmee? Hy sê die stok is die stok om die vyand weg te hou. En Dawid was bedrewe gewees om die skape te beskerm. So hy het 'n stok gehad in die een hand. Dis die beskermingsgedeelte. Aan die ander kant het hy 'n staf gehad, 'n herderstaf. En dis daardie met die hak. Nee, hy het met die hak gehad. En daai herderstok het hy gehad om die skaap wat net so bietjie uit pas uitgeraak het, koers verloor het, te gaan hak en weer nader te trek. Om te sê, ek wil nie hê dat jy verlore moet gaan nie, maar ek wil jou beskerm, kom weer nader. Dawid het ondervind dat die Here so ruim voorsien, dat hy niks kort kom nie. Nie kos nie, nie water nie, beskerming nie, nie ondersteuning nie, niks maar niks het hy kort gekom nie. Baie gelowiges sou ook uit hulle lewenservaring kon getuig, dat die Here hulle goeie herder is. En ek wil glo, dat elkeen van julle getuienis het. Ek moes in Roan se huldeblyk aflei, dat die afgelope 4 jaar het groot uitdagings aan julle gestel. En dat julle dan ook kan terugkyk en kan getuig, dat die Here vir julle deurgedra het tot by vandag. En dat die Here wat julle gebring het tot hier, ook verder die pad met julle sal stap. Kyk ons terug na ons eie lewe, dan sien ons hoe die Here as herder vir ons gesorg en gelei het. Dis juis Jesus wat praat daar in Johannes 10 vers 14, wat hy sê van homself. Hy sê, ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Ek moet hulle lei. En so weet ons, het Jesus sy lewe afgelê vir Frida en vir ons elkeen wat kan bely dat Jesus ons Here en Verlosser is. En dan vir ons die versekering gee dat ons as sy kinders die ewige lewe het. Dat hy by ons is, ook in ons moeilike tye. Maar dat hy vir ons beloof, ek gee vir julle lewe wat aangaan na die dood. Jesus het ook beloof, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Johannes 14 sê hy dit daar in die eerste paar vers. Hy sê, ek gaan om vir julle plek gereed gemaak, en dan as ek klaar is daarmee, dan kom ek terug om julle te haal, sodat julle by my kan wees. Nie een van ons weet wat daardie dag is nie. Wanneer dit vir ons elkeen gaan aanbreek nie. En julle geliefdes se tyd was dit 65. Deur die Here bepaal. So sal dit wees in die hemel, soos in Psalm 23 sê, ons sal tuis wees daar, want Jesus het vir ons plek gemaak. En Dawid het duisende jare terug, hy het al daardie vooruitsig gehad en dit geweet, gesien, dat ons daar by die Here sal wees. Hierdie belydenis sê, ek kom niks kort nie. Gee vanoggend juis vir ons vanmiddag die versekering. Ons het 'n herder in tye van droefheid en verlies. Ons het 'n herder in ons tye van eensaamheid en alleen wees. En ons het 'n herder wat die onbekende toekoms ken. En juis vir elkeen wat agterbly,
sal lei op hierdie paaie waar jy rus en vrede en genoeg sal hê vir elke dag. Maar ons weet dat 'n munt het altyd twee kante. Ek kom niks kort nie, is die een kant van die munt. Die ander kant is ook waar. En dit vertel dan ook, waar is ek nou? Goed die mekaar. Is die ander kant van die munt. Dawid se geskiedenis was vol van swaar kry, moeilikheid, slegte ervarings. Hy tel daar in Psalm 23 van die elemente op en hy sê vers 5, hy praat van sy teestanders. As hy aansit by die feesmaal van in die hemelse heerlikheid, sit hy die feesmaal, hy sit daar aan, hy geniet dit. Hy sê die Here berei vir my hier dit voor teenoor my teestanders. En ons weet as ons die geskiedenis van Dawid gaan lees, dat hy dit gehaat het. Saul wat hom as koning wou doodmaak nog toe hy hom net gehelp het en ondersteun het. En hy's aangekondig as koning in 7 jaar moes hy hierdie gaan wegkruip saam met sy klein bietjie mense by hom in woestyngrotte. Met min kos, min water. Die bedreiging van die swaard oor sy kop dat hy nou doodgemaak kan word. So hy het dit gehaat. In vers 4 lees ons van die dal van doodskaduwee. Iemand sal net daaroor praat as hy die ervaring gehad het, ek beweeg in 'n donker diepte in, wat vir my te veel is om te hanteer. Dis swaar op my gemoed. So ons kan dus met sekerheid sê dat Psalm 23 geskryf is ook in 'n tyd van groot nood, van benoudheid, van swaar kry. Die dood, sê Dawid, gooi so lang skaduwee oor ons lewens. Maar ons moet mooi kyk. Dis 'n skaduwee. En ons loop deur die dal van doodskaduwee, die donker dieptes. Tersies, het jy rugby gespeel, my ou vriend? Nie rugby gespeel nie. Maar ons weet nou, julle moet asseblief Saterdag die rugby kyk, is die eerste wedstryd van die nuwe seisoen teen die Barbarians. En dit is soos 'n goeie senter wat die bal kry met 'n teestander voor jou om te sidestep, verby te kom en deur 'n gaping te hardloop. Wil ons graag die swaar kry en die moeilike dinge in ons lewe wil ons sidestep. Ons wil verby dit stap. Maar Dawid help vir ons om te verstaan, ons moet heel dikwels deur die dal van doodskaduwee stap. Die moeilike in terme van gesondheid, van finansiële moeilike tye, van werkverlies, van konflik en alske goed. Daai dinge kom oor ons pad en ons moet heel dikwels deur dit beweeg. Maar kom ons sê dit vir mekaar. Net soos die skaduwee van 'n slang jou nie kan pik nie. Net so kan die skaduwee van die dood nie meer jou en my lewe beïnvloed nie. Want Jesus het juis dat Paulus het opteken daar in Romeine om te sê, ons koggel eintlik die dood uit. Dood, waar is jou angel? Dood, jy wil nog probeer, maar jy het geen angel meer nie. Jy kan niks meer doen aan my wat 'n kind van die Here is nie. Maar ons weet daar kom tye wanneer ons begin twyfel, wanneer ons oorrompel word deur die eise van die lewe. Daar kom die tye wanneer ons leeg voel en glad nie meer vorentoe kan beweeg nie. Ons raak geestelik dors en moeg. En ons smag na uitkoms. Dan kan ons soos Korag wat Psalm 42 geskryf het, en roep na God soos 'n wildspok wat smag na waterstrome, smag ek na U, o God. In die moeilikste van my tye het ons 'n plek waarna toe ons kan roep en na wie toe ons hande kan uitsteek, en dis na God toe. Die wonderlik is dat Korag nie daar bly nie. Hy help vir ons om verder die tree te gee en te verstaan dat ons moet deur die spreekwoordelike dal van doodskaduwee en ons raak dors. Ek dors na U, o God. Maar die uitkoms kom, want later in Psalm 42 kom sê hy kan nou 'n lied sing. Hy kan weer 'n loflied sing en dit is my gebed dat julle dit in die loop van tyd weer kan doen. Reeds vandag al om te sê, Here, baie dankie vir hierdie kosbare persoon wat U in my lewe gegee het. En tersies het dit vir my so in kort, ek
Hy wou nie 'n lang huldeblyk skryf nie, maar hy het vir my gesê, Frida was my droomvrou. En een van my seker mees spesiale liedere is Lukas Marie se droomvrou. Wanneer sy omdraai, dan besef ek, dit was jy. So mag jy daai mooi gedagtes, Tersius, koester hier in jou hart, oor jou droomvrou. En Roan, en Chantel, jou ma, jou skoonma, vir julle as familielid, dat sy ook daai droomvrou vir jou sal bly, die een wat jou geleer het om voluit te kan lewe. Korag sê, vertrou egter in die moeilikste van tye op hierdie Here God, wat by ons bly, want hy sê, hy is my helper en my God. Ons weet egter ook van vandag, dat God ons helper en God is. Hy sal vir elkeen van julle wat hartseer is, kom troos. As julle krag te min is, hy sal jou weer kom versterk, nuwe krag kom gee. As die krag te min is, sal hy jou optel. Vertrou op God, want hy is betroubaar. Hy is by julle, hier in julle tyd van hartseer en van verlies. En verseker ook in die tye wat mag kom weer, die vreugde en die geluk. Die Here lei ons deur al die uitdagings, deur al die beproewings van hierdie wêreld, sodat ons na ons aardse lewe kan intrek, daar in ons hemelhuis wat hy vir ons voorberei het. En dan sal ons maak, soos Dawid hier in vers 5 sê, ons sit aan by 'n feesmaal, en ons weet, dis die lam van God wat vir ons die feesmaal voorberei het. Ek wil julle terugvat na Doerver, toe ek nog baie jonk was. Ek het 'n vriend, Theo. Hy's Engels, en ek praat Afrikaans. Maar ons het mekaar leer ken toe ons 7 jaar oud was. Ons ken mekaar nou al so 'n bietjie meer as 50 jaar. Die van julle wat nou ken, N1 stad, nee, julle weet waar die winkelsentrum is, daai brug wat daar oor gaan, Gielbason. Ons het in die onderpunt van Panorama, wat Kaapstad genoem is, het ons ingetrek. Ons was die tweede huis wat daar was. Dit was net sandhope en huise, die een na die ander wat gebou is. En Theo het so 'n bietjie later ingetrek, seker so 'n paar maande later, en so het ons mekaar leer ken. En ons dink ook, ons was in Sap A of Sap B gewees, toe gooi hulle die ramp, klaargemaak aan Kaapstad se kant, wat oorgaan na N1 stad toe. En daar het ons nou lekker gaan aanjaag. Ons was goed stout gewees. Baie dinge gedoen. Van die goed wat ons gedoen het, ons met klei laat ons die kar op die N1 gegooi. Ek moet sê, ek het daar maar Mercedes op sy vooruit gehad. Dit sou seker groot moeilikheid in vandag se tyd veroorsaak het. Maar daar was ook dreineringstunnels, manholes, daar in die bosse. Goed. En ons het gehou daarvan om in die goed af te klim en daar te gaan rondstap daaronder. 'n Duitse teoloog, Walter Bregemann, het onder andere dieselfde ervaring gehad en hy daaroor geskryf. Hy sê hy en 'n vriend het ook op 'n stadium by so 'n mangat ingeklim tot onder. Die tonnel was breed genoeg dat hulle langs mekaar kon stap, maar nie hoog genoeg, so hulle het so half gebukkend in die tonnel gestap. En so het hulle gestap, en so verder wat hulle gestap het dit al donkerder en donkerder begin word. En op 'n stadium het hierdie tonnel 'n draai gemaak. En soos dit pikdonker, kon niks sien nie. En sy, al wat hy net so gemaak, toe voel hy maar, my vriend is langs my, en sy vriend het ook geweet, hy is daar. En het mekaar se hand vasgehou en vorentoe gestap, totdat die tonnel weer 'n draai gemaak het. En daar ver voor weer lig gesien het, en toe die hand gelos. Walter Bregemann sê, dit is die kern van Psalm 23. Is wanneer ons lewenspaaie skerp draaie maak, die donker dieptes in, dan kan ons weet, God, deur Jesus in die Gees, hou ons hand vas. Ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek is altyd by jou. So vir julle as familie en vriende kring, Psalm 23 is juis vir daardie tye, soos nou.
Lees dit, oordink dit en word daardeur dan ook versterk. Die belofte van God bly egter, ons hoef nie deur die donker dieptes alleen te worstel nie. Maak dit jou motto om van hier af vorentoe te leef met hierdie wete, ek weet, die Here is by my tot in lengte van dae. Kom ek som dit net gekortliks op. Psalm 23 sê vir ons, ek kom niks kort nie. Dit beteken, ek kom nie rus en verkwikking kort nie. Ek kom nie lyding kort in my lewe nie. Ek kom nie vernuwing van krag kort nie. Ek kom nie rigting kort nie. Ek kom nie kameraadskap kort nie. Ek kom nie feesvreugde kort nie. Ek kom nie goedheid en liefde kort nie. Ek kort nie in tuiste aan die einde van my lewensreis hier op aarde nie. Vir die kind van die Here wat sterf, het hierdie 8 beloftes in hierdie 6 versies in hul volheid waar geword. En vir julle wat agterbly, is al 8 beloftes ook waar. Hou vas aan elkeen van hulle. Meer nog, hou vas aan die een wat hierdie beloftes vir julle kom maak het en gegee het. En as dit te moeilik is om aan hom te vat, weet dat hy aan jou vat en dat hy jou optel en dat hy jou gaan dra. Ek gaan net nou afsluit met die seën uit die 4de eeu uit en ek sal net so ietsie meer daaroor sê. Juis een van hulle is, wanneer ons deur sulke moeilike tye gaan, is die Here onder om ons te dra. Sien jouself in die hand van die Here op hierdie oomblik. Hy gaan jou dra, hy gaan jou beskerm, sodat jy weer die tree vorentoe kan gee. Mag die Here vir julle seën en mag hy elke oomblik by julle wees. Amen en amen. Geliefdes, kom ons bid net weer saam. Here God, ons dankie vir hierdie besondere lied wat Dawid daar diep in die veld vanuit sy eie ervaring neergepen het, op die lier gespeel het, dat het behoue gebly het tot vandag. As daar nou een stukkie skrif is wat ons eie lewens in vandag se tyd beskrywe, dan is dit juist dit. Wie God is, 'n herder wat sorg, wat lei, wat gee, wat optel, wat bemoedig, wat beloftes maak vir tyd en ewigheid. 'n God wat ons seën met meer as wat ons nodig het. Maar dit vertel ook van ons eie worstelstryd, wanneer ons deur die donker dieptes gaan, wanneer ons 'n geliefde aan die dood afgestaan het, wanneer ander swaar kry en ons deur kom klop, kan ons weet, die Here is by my tot in lengte van dae. My gebed is dat U vir Tertius, vir Roan, vir Chantel, vir Irma en Willie, hulle eggenotes en ander geliefdes in die familie en vriendekring, dat U juis vir hulle dit wil kom sê. Ek sal jou nooit verlaat nie, nooit nie steek laat nie. Want ons weet, 'n belofte van God is 'n belofte wat hou. En daarom bid ons Here dat U vir hulle sal optel, sal dra, tot hulle weer kan op eie voet kan staan en die lewensreis wat vir hulle voorlê, te kan gaan voortleef met vreugde en die versekering, maak nie saak wat kom nie, ek is nooit alleen nie. Ek sit hulle op die skoot neer, Here, vou vir hulle toe met U liefdesarms en seën vir hulle. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die slotlied wat die familie aangevra het, is die lied van Rihanna Nel, Skouers. Dus kom ons luister daarna en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek en kan jy net, ons gaan net vir die familie eerste kans gee om uit te beweeg, daar by die agterste deur na die verversings wat gereed gemaak is. Just for my heart,
skip hou en verlies my hart gevange hou. Kies ek om nie te vrees. Ek weet dis in beheer. As die grond onder my weg sou gee, met verwoesting na my elke tree, kies ek om nie te vrees. Ek weet dis in beheer. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want die dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op die skouers, die skouers. U laster wat gebreek is, en die trane wat gereën is. U kruis is my belofte, U voorsien in my behoefte. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want U dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op die skouers, die skouers. My hulp is van U, my hulp kom van U, my hulp is in U, my hulp is in U. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want U dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op die skouers, die skouers. Tertius, Chantel, Roan, familie, vriende, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met die seker wete, die Here is by julle tot in lengte van dae. Ek sal julle nooit los nie. Jy sal nooit alleen wees nie. So die Here is voor julle om die pad gelyk te maak. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder julle om julle te dra in die tye as dit moeilik gaan in julle lewe. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is bokant julle om julle te seën. En die Here is binne julle om julle te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. Amen en amen. Geliefdes, kan ek vra dat u staan en dan gaan ek saam met die familie eers uitstap.